Goeiemôre, geliefdes. Terwyl die dag so pragtig breek daar buitekant, die son besig is om op te kom, het ons die voorreg om weer eens aan tafel met ons meester Yeshua te kom sit en sy woord te hoor, 'n broodjie van hom te ontvang. Toe ek wakker vanmôre het hierdie wonderlike, kosbare vers in my hart opgespring. 2 Petrus 1 vanaf vers 3. Ek lees dit vir u. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat ons daardeur deelgenote kan word van sy goddelike natuur, nadat ons die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Immers sy goddelike Elohim krag het hy ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. En as ons so lees, en ons lees dit so stadig in die geeswoord, sy geeswoord drink ons in, dring diep in ons in. Ervaar ons om so op 'n spesiale manier, en so die volgende gedeelte dan saam daarmee gekom. Ek lees dit vir u, Romeine 11 vanaf vers 33, wat so aanvul by hierdie eerste vers. O diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God ons Elohim. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here Jahwe geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. En hier sien ons, die fokus is op hom. Soos Yeshua by geleentheid gesê, die oë gefestig op my, die leidsman en volëinder van die geloof. Ons is tot alles in staat deur hom wat ons die krag gee. Daarom dan die laaste paar versies hier in Johannes 15, of net een versie, vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Wanneer jy kans het weer vandag later, vanaand na jou dag, gaan lees weer hierdie gedeeltetjies in die woord en bedink dit, drink dit in. Laat ons 'n wonderlike Heilige Gees wat vir ons gestuur is, dit graveer op die vleestafels
van ons harte, van jou hart. Ons oog gefestig op Jesus, Yeshua, die Lam, die woord van ons hemelse Vader. Kom ons sê vir hom dankie. Kom ons eer hom, loof en prys hom. Abba, Yahweh, ons Vader wat in die hemel is. Dankie weer eens vir 'n nuwe dag, u dag, waarin ons verbly in u. Ons blydskap in u is ons beskutting. Ons verbly ons in die hoop. U is ons hoop. Dankie vir u woord. Ja, waarlik, u woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. En so bevestig ons, verklaar ons, proklameer ons saam met hierdie kosbare woord wat u vir ons gegee het. Immers, u goddelike Elohim krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. So ook in die ander twee gedeeltes wat saam daarmee gaan. En die laaste enetjie, Johannes 15:5, dat in u en u in ons dra ons veel vrug. Al die vrug van u Heilige Gees. Liefde, vreugde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Wat 'n wonderlike lewe. Te midde van en ten spyte van 'n donker wordende wêreld, om so u te ervaar en die Gees in en deur ons u lewe, u krag, dinamus lewe te beleef, anders te wees, want u wat by ons is meer as die wat in die wêreld is. Al die lof en al die eer is u sinne, die sterkte en die krag. Ons besing u lof, 'n loflied is gepas. Abba, Vader, Yahweh, ons aanbid u en buig voor u alleen, in Yeshua naam. Amen.